'n voorreg om die Here te dien, amen. Prys sy naam. Nou dis 'n voorreg om die woord te kan bedien en te kan luister en ook om hier in die huis van die Here te wees. En jy weet, ons is so gewoond om hier te wees Sondag na Sondag. Dis amper vir ons maar al 'n gewoonte, maar daar is mense wat nie elke Sondag hier kan wees nie. En spesifiek vanoggend gaan ek môre sê vir Hannes Delport, en ek wil sommer daar in die kamera kyk, want hy is in Frankryk, in Parys, en toe ek gister met hom praat, toe sê hy, mag maar vir my môre sê, hoor. So Hannes môre, en die wat inluister en inskakel môre. Dis so lekker om net te weet dat, dis 'n voorreg om as kinders saam in die huis van die Here te wees. Dis 'n voorreg om Sondag hiernatoe te kom en elkeen te sien, en ek weet nie hoe voel julle nie, maar dis net lekker om so in mense se oë te kyk en te sien die oë blink en sommer net die opgewondenheid te ervaar. En ek wil sê, as jy nie hier is nie, mis jy uit. Ja, dit is waar, ons is dankbaar vir tegnologie, maar dis nie dieselfde as om in die teenwoordigheid van die Here te wees nie. So moenie uitmis nie. Moenie dit misloop nie. Nou, ons staan in die laaste tyd, staan ons stil by die gedagte dat ons beheer moet neem van ons denke, en ek wil vanoggend weer 'n keer net so vinnig daaraan raak, maar die tema gaan so bietjie skuif, want denke is belangrik, en ons het die afgelope tyd het ons baie goed gepraat, en ons het onder andere, en ek wil net vinnig so een of twee goedjies aanraak, het ons gepraat van Jesus, wat praat in Johannes 4 vers 34, hierdie amazing skrif wat hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te vervul. En wanneer Jesus so sê, dan sê hy in werklikheid, maar wat hou hy sy gedagtes mee besig, is juis om sy gedagtes vol te maak met die wil van die Vader, met juis dit wat die werk van die Vader is wat hy moet doen. En Jesus is vir ons 'n wonderlike voorbeeld van hoe ons gedagtes moet vul, waarmee ons gedagtes moet vul, want dis presies wat Jesus gedoen het. Hy het sy gedagtes gevul met die wil van die Vader, met die werke van die Vader, met wat God wou gehad het. Hy moes doen, en ons het 'n paar skrifte, en ek wil gou net vinnig 'n paar skrifte wat belangrik is, net weer so vinnig vir julle aanraak. Romeine 12 vers 2, weer eens uit die Passion vertaling, waar Paulus sê, stop imitating the ideals and opinions of the cultures around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. So Paulus sê, ons moet toelaat dat die Heilige Gees totaal en al ons denke verander, sodat ons totaal en al kan verander. Nie soos wat die wêreld hier om ons doen nie, maar soos wat die Here wil hê ons moet doen. En dis 'n kosbare gedeelte wat ons al moet vashou, want ons het nodig om toe te laat dat die Gees van God ons gedagtes moet hernuwe. En dan sê hy, this will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. So, wanneer ons hierdie gedagtes het, wanneer ons dieselfde gedagtes koester, as wat die Here koester, as ons sy wil in ons lewe verstaan, en ons doen sy wil in ons lewens, sal dit ons help om 'n lewe te leef, wat satisfaksie gee. 'n lewe te leef wat vir ons vrede gee. En ek wil vir jou sê, geliefde, as jy op 'n plek is, en jy voel maar, jy weet, ek is nie op 'n lekker plek nie, ek is nie waar ek moet wees nie, dan is dit juist tyd om stil te raak en te vra, Heilige Gees, verander my denke, verander my hoe ek funksioneer, sodat ek in U wil kan kom, sodat ek U wil kan ontdek, sodat ek kan leef soos wat U wil hê. En ons het daardie belofte van die Here al daar uit Esegiel uit, wat ek ook voorgehou het, wat sê, ek sal my Gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. So, dis 'n belofte van die Heilige Gees, en selfs Jesus, net voordat hy opgevaar het vir ons die belofte gegee, Johannes 14:26, waar hy gesê het, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 16:13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
So hierdie is skriffies waarby ons die laaste tyd stil staan. So belangrik om te besef, dit is wat die Here in ons lewe sal doen. Nou hier's 'n klomp onderwyseresse en onderwysers in hierdie plek vanoggend en julle kan met my saamstem. Deur repetisie, dit is hoe ou die goeters onthou, nee, is ek reg? So as jy wonder hoekom bly ek dieselfde skrifte hê, sodat jy dit kan onthou. Sodat in jou hart kan val, sodat dit deel kan word, want die woord sê geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord van die God, sodat jy dit kan jou eie maak, want dit is belangrik dat ons moet weet dat die Heilige Gees saam met ons is, dat hy ons in die hele waarheid van die Here lei, dat hy openbaar dit wat gaan gebeur in ons lewens. En 'n belangrike ding van die Heilige Gees, wat hy in ons lewens openbaar is juist dat ek en jy nie oningelig sal wees rakende die wil van God in ons lewens nie. En dis belangrik, geliefdes, dis belangrik dat ek en jy sal vasstel wat die wil van God in ons lewens is. Dis belangrik. En dis belangrik dat ons daarvolgens lewe en sal lewe, ons lewe daarvolgens sal inrig. Kyk gou hierdie belofte wat Johannes vir ons gee in 1 Johannes 2 vers 17. Hy sê, en die wêreld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Verstaan julle hoekom dit so belangrik is, dat ons sal verstaan wie die Heilige Gees is? Dat ons sal verstaan wat hy in ons lewe doen, dat ons sal verstaan wat die wil van die Vader is in ons lewens. En ek wil vanoggend juist nou nog so rukkie stil staan net by die Heilige Gees en dis so 'n belangrike aspek. Ons gaan juist nou hierdie maand in en oor 3 weke of so is dit Pinkster Sondag en weet julle, dis so belangrik dat ons moet verstaan wie die Heilige Gees werklik is. Want weet julle wat het ek agtergekom is ons het sekere idees van die Heilige Gees, maar hoe ons hom toelaat in ons lewe is totaal iets anders. Want ek dink ons almal verstaan en ons almal weet dat die Heilige Gees die derde persoon van die Godheid is. Die Heilige Gees is nie 'n dit of 'n iets nie. En ek het al baie keer gehoor hoe mense in daai rigting praat, maar hoor gou mooi. Die Heilige Gees is nie 'n dit of 'n iets nie. Hy is ten volle God. Hy is deel van die Godheid. En dit is belangrik dat ek en jy dit sal verstaan, dat wanneer ons van die Heilige Gees praat, dat ons van God praat. Inteendeel, kom ek wys dit gou vir een skrifgie, 1 Korintiërs 3 vers 16, daardie bekende gedeelte, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God woon in julle nie. So jy's 'n tempel van God, met ander woorde, jy's die tempel, jou liggaam is die tempel waar God woon, waar God beweeg, waar hy is, en sy Gees woon in jou. So die Heilige Gees is God met ons. Hy's God in ons. Hy's God deur ons. So dit is belangrik dat ons sal verstaan wie die Heilige Gees is. Dit is belangrik dat ons sal verstaan wat die funksies van die Heilige Gees in ons lewens is. Dit is belangrik dat ons sal toelaat dat hy in sy volheid, in sy volle krag in ons lewens sal werk en sal funksioneer. En weet julle, en omdat ons nie die Heilige Gees werklik die plek in ons lewe gee wat hy behoort te hê, en mis ons uit. Jy mis uit. Jy verloor. So ek wil gou so by 'n paar belangrike punte stil staan. Jesaja gee nogal 'n baie mooi beeld van wie die Heilige Gees is. Hy praat spesifiek van die Gees wat oor Jesus sou kom. En hy gee sekere eienskappe, sekere karaktertrekke wat hierdie Gees het. So dis nie sommer net 'n gees nie. Kyk gou wat sê hy vir ons in Jesaja 11 vers 2. Hy sê, en op hom sal die Gees van die Here rus. Die Gees van wysheid en verstand. Die Gees van raad en sterkte. Die Gees van kennis en van die vrees van die Here. So wanneer ons hierna kyk, is daar 7 karaktertrekke, is daar 7 eienskappe wat Jesaja gee rakende die Heilige Gees wat oor Jesus gekom het. En ons weet hoe Jesus uit die doopwater opgestaan het. Die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom neergekom en die Vader het gesê uit die hemel uit, dis my geliefde seun in wie ek welbehae het. Dis juist van hom van wie Jesaja hier praat. En wanneer ons kyk na daardie 7 karaktertrekke, en ek het dit vir julle uitgehaal dat julle dit makliker kan sien, praat hy van die Gees van God.
So as hy praat van die Gees van God, Paulus kom in 1 Korinte 2, vers 10 en 11, praat hy van die Gees, wie verstaan die dieptes van 'n mens, behalwe die Gees van die mens, dan sê hy net so, wie verstaan die diepte van God, wie verstaan wat in God aangaan anders, as die Gees van God. So wanneer hy praat van die Gees van God, dan praat hy juist van hom wat die diepte van wie die Vader is verstaan en dit vir ons openbaar. Wanneer hy praat van die Gees van wysheid, dan praat hy van die Heilige Gees wat perfekte insig het in wie God is en sy groot planne in die wêreld. En dis ook hy wat vir my en vir jou wysheid gee, sodat waar ons ook al beweeg, ons in goddelike wysheid kan wandel. Hy praat van die Gees van verstand. Met ander woorde, hy praat juist van hom wat ondeurgrondelike insig het, wat weet waarna om te kyk en die regte goed te doen. Hy praat van hom wat dit juist vir my en vir jou moontlik maak om heeltemal anders te kyk en te verstaan wat in die woord, wat om ons aangaan. Hy praat van die Gees van raad. Hy weet alles. Hy weet wat in die troonkamer van God gebeur, niks is vir hom verborgen nie. So hy kan vir ons, ongeag die situasie, ongeag waar ons is, vir ons die nodige raad gee wat ons nodig het. Hy praat van die Gees van sterkte. In hom lê ons krag. Hy is 'n sterk toring by wie ons veilig kan skuil. Hy praat van Gees van kennis. Wie ken die dieptes van die Vader anders as die Gees van God? Wie ken die dieptes in my en jou anders as die Heilige Gees? Hy weet alles wat in ons aangaan. Hy weet alles wie ons is en ons gedagtes. Dis hy wat in ons woon. Maar terselfdertyd ook die Gees van vrees van die Here. En wanneer hy praat van die Gees van vrees van die Here, dan praat dit nie van bang wees nie. Dit praat van 'n oneindige gesag, 'n oneindige respek vir die Vader. Dis juist hy wat aan ons openbaar wie die Vader is. Hy wat aan ons openbaar dat Jesus Christus werklik die Seun van die lewende God is. Dis hy wat aan ons openbaar sodat ons in ons sag kan staan teenoor die grootheid van wie God werklik is. So wanneer ons daarna kyk, dan gee vir ons hierdie prentjie van wie die Heilige Gees is, en dit is dieselfde Gees wat ook in my en jou woon. Daardie selfde Gees wat Jesus ontvang het, wat ook saam met ons is, met dieselfde eienskappe, wat in my en jou woon. So as ek dit so bietjie persoonlik kan maak, wil ek gou Jesaja of hierdie skrifvers, wil ek gou die boodskap vertaling vir jou wys, en ek wil dit so bietjie verpersoonlik, net om dit so bietjie eie te maak aan ons. Hy sê dan in die boodskap vertaling, sê hy, die Gees, nee, dis nie hy nie. Waar is ek nou? Hy het my nog gekroek hierdie ding. Hy het my versie weggevat. Goed, kom ek lees dit vir julle. Hy sê, die Gees van die Here is in jou. Ja, die Gees van die Here sal in jou wees en sal jou help om situasies reg op te som en die regte besluite te neem. Die Gees sal jou toerus om 'n vaardige heerser te wees wat weet wat jy wil doen. Jy sal onder leiding van die Gees in 'n intieme verhouding met die Here leef en hom met eerbied dien. So 'n baie duidelike waarde wat die woord vir ons gee van wat die Heilige Gees werklik in ons lewens sal doen. Daar staan hy. Moet ek nou verkeerd gekyk? Dis wanneer ou se brein en jou mond nie saam hardloop nie. My bril, ekskuus, dankie hom. Ek waardeer hom Andre. Hy wil my bril leen. Goed. So kom ek lees dit weer. Lees dit saam met my. Die Gees van die Here sal in jou wees en sal jou help om situasies reg op te som en die regte besluite te neem. Die Gees sal jou toerus om 'n vaardige heerser te wees, wat weet wat jy wil doen. Jy sal onder leiding van die Gees in 'n intieme verhouding met die Here leef en hom met eerbied dien. It's amazing wat God se Gees in en deur ons doen.
It's amazing wat God vir my en vir jou as sy kinders beskoor het. Juist dat ons in hom daardie volheid sal hê. Maar weet julle wat, ons as gelowiges leef asof die Heilige Gees maar net iets is wat deel is van godsdiens. Of hy maar net 'n kennis is. Met Paulus kom en hy sê daar in 1 Korintiërs 1 vers 22 verwys hy na die Heilige Gees as 'n onderpand in ons harte. En weet julle wat, vir baie mense is dit, al wat die Heilige Gees is net 'n ringetjie waaraan hulle dink en dis waar dit stop. En ek wil vir jou sê, geliefdes, die Heilige Gees is baie meer as net 'n onderpand. Hy is baie meer as net 'n gedagte. Hy is baie meer as net iets wat saam met ons is. Hy is die teenwoordigheid van die lewende God in ons. Hy is die lewe van God in ons. Hy is ons helper, hy is ons bron van krag. Hy is ons toerusting. En dit is juis hy wat wanneer ons hom toelaat, wat God se krag en sy volheid in en deur ons lewens laat vloei. Maar ek en jy het die keuse of ons hom gaan toelaat of nie. Ek en jy het die keuse of ons harte gaan oopstel dat hy in en deur ons werk of nie. Ek en jy het die keuse of ons gaan sê, kom Here, kom neem totaal en al beheer of nie. Weet jy wat amazing is van hierdie week wat verby is? Terwyl ek maandag of dinsdagoggend, ek kan nie eens onthou watter oggend dit was nie, aan die kombuis stilte tyd het. Nou, in die oggende vroeg sit ek in die kombuis en Marlijn se yskas het so ding op waarop ons goed skryf. En dit het nogal my preekpad geword. En soos wat ek Bybelstudie doen en ek ontdek iets of daar's iets wat in my hart spreek, dan skryf ek dit daarop. Nou vir hulle staan dit 'n klomp woorde wat daar staan, maar ek het al maandag of dinsdagoggend het ek al geskryf, het dit net in my hart opgekom toe ek dink aan vanoggend en ek dink aan die Heilige Gees en ek dink wie die Heilige Gees vir ons is. Toe ervaar ek net hoe die Here vir my sê dat hy ons ook soos 'n arend, dat hy ons ook so op sy vleuels dra. En daar staan, teen die yskas staan daar arend geskryf, want dit is juist wat in my hart wakker geword het. En weet toe ek gaan sit en ek gaan lees net deur hierdie gedeeltes en ek wil Jesaja 40 vanaf vers 28 net vir jou voorhou en ek wil iets vir jou wys wat die Heilige Gees in ons lewe doen wat ons nie eens werklik besef nie. En ek wil dit daar lees vanaf vers 28. Hy sê, weet jy dit nie of het jy nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat. En die jong mense struikel self. Maar dan sê hy in vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Weet julle, terwyl ek net weer eens aan hierdie dink ek aan gisteroggend weer, toe ons hier saam gebid het, was een van die goed wat duidelik gesê is die Heilige Gees wat as wind kom en donker mis en donker wolke om ons net wegwaai. En terwyl ek net weer eens dink aan hierdie dat ons vaar op met vleuels soos die arende, dink ek, maar dis ook juist die wind van die Heilige Gees wat onder ons inkom. En wanneer ons dink, dis nie moontlik nie, ons soos 'n arend deur die wind opgeneem word, wat ons as sy kinders opneem ten spyte van die omstandighede wat om ons aangaan. Ten spyte van dit wat om ons gebeur. Nou, baie interessant, dit klink 'n bietjie vergevat om te sê, wind, baie oulik, maar kyk net gou hierso. Ek gaan gou vir hierdie wys, in Genesis 1 vers 1 en 2. Ons almal ken hierdie skriffies. Wat sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en leeg en die duisternis was op die wêreldvloed en die Gees van God het gesweef op die waters. En weet jy wanneer hy sê die Gees van God
Die oorspronklike taal daar wat as gees van God hier vertaal is die woord ruach. Ruach beteken die asem van God. As jy gaan kyk na die grondwoord, dan praat hy van, dan beteken dit letterlik om te blaas. Die wind van God het oor die aarde gesweef. Terwyl ek so sit en dink aan dit, kom dit net in my hart op, dat wanneer ons opvaar, soos vleuels van die arende, is dit juis die Heilige Gees wat onder ons inkom en ons onder ons wind blaas, sodat ons kan opstyg in sy heerlikheid. Wat ons bring op 'n plek, dat ons kan staan, of dat ons kan vlieg, dat ons kan vaar, dat ons kan beweeg op hoogtes, wat andersins nie moontlik kan wees nie. Dis juist wat die Heilige Gees vir ons doen. En weet jy, die prentjie het nie net daar gestop nie. My ook geneem na wat Dawid sê in Psalm 103, wanneer hy sê, vanaf vers 2 en 5 sê hy, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Wat jou jeug weer laat nuut word. Kobus, wat jou jeug weer laat nuut word, soos die van 'n arend. Nou, daar's 'n storie wat vertel word, maar dis eintlik maar net 'n mite, dit is nie die realiteit nie, van dat 'n arend so hier rondom 40 jaar oud is, dan onttrek hy na sy nes of 'n plek waar hy veilig is, en dan gaan hy, dan trek hy al sy vere uit, en hy kap sy snavel af, en so voort, wat teen die rotse, en dan vat dit 'n tyd, vir daardie vere om weer terug te groei, die snavel om weer terug te groei, en dan is dit nuwe vere, en 'n nuwe snavel wat dan begin, en dan het hierdie arend dan 'n vars begin, met nuwe vere, met 'n nuwe snavel, en hy kan weer vlieg. Nou, die rede dat ek sê, dis 'n mite, want dis nie die waarheid nie. Dit is 'n storie wat vertel word daar uit die ek weet ook nie eens waar nie, maar in 'n geval uit die baie ou tyd uit. Want die realiteit is dat 'n arend word so min of meer 32 jaar, is die oudste rekord wat gehou is van 'n arend se ouderdom. En 'n baie interessante ding is dat nie een van ons kan dit vat so 5 maande, die proses, nie een van ons kan so lank sonder kos bly nie. En 'n arend ook nie. En dan terselfdertyd is 'n arend se bek en sy naels, is naels die regte woord? Ja, maar klou is die hele ding. Ons praat net van die naels, van die kloue. In 'n geval, dat dit soos ons naels is, en dat dit soos ons naels groei. So, 'n arend kan nie vir 40 jaar met die bek gaan, voordat hy eers die bek kleiner maak nie. En dit is wat het so amazing maak. Wanneer Dawid praat dat hy ons jeug weer nuut maak, soos die van 'n arend, is dit 'n proses wat daagliks gebeur, 'n proses wat jaarliks gebeur, want soos wat 'n arend prooi vang, en soos wat hy op die rotse sit, soos wat hy met sy bek die prooi verskeur, en sovoorts, so slyp hy daar die naal, so slyp hy die bek, sodat dit altyd reg is, dat dit altyd skerp is, dat dit altyd funksioneel is. So dis 'n proses wat aanhoudend gebeur, daar die naals groei aanhoudend, dit word aanhoudend nuut. So arend se bek word aanhoudend nuut gemaak. En dan sy vere, wat nogal baie interessant is, wanneer jy dit gaan lees, dan lees ons dat sy vere, en nou moet ek gou gesoek, wat noem hulle dit, maar in 'n geval, okay, ek sien dit nie nou hier vandag nie, dat sy vere jaarliks uitval. Maar nie op een slag nie, nie soos, daar sekere voëls wat sy vere alles uitval, en dan groei dit weer saam, maar 'n arendsin val in 'n proses van 'n jaar, val al sy vere uit, en word al sy vere hernie. So elke jaar het hy nuwe vere. Elke jaar is daar nietigheid. So dis nie net 'n proses wat een keer gebeur wanneer 'n arend oud is nie. Dis 'n gereelde proses waar hy nuut gemaak word. So selfs 'n arend wat 28 jaar oud is,
Sy vere is nie ouer as 'n jaar nie. En sy bek en sy snavel is so oud as wat dit sou wees tot op baie lengte, soos wat dit moes groei. En dis wat die Heilige Gees ook in my jou lewe doen. Hy vernuwe ons, aanhoudend. Hy maak ons nuut, aanhoudend. Sodat selfs, al is hierdie liggame van ons, al is hierdie vleiskaste van ons, al is dit dalk 80 of 85 of 90 jaar oud, is ons gees splinternuut. Hoekom? Want dit is die werk van God se Gees wat ons vernuwe, wat ons nuut maak elke dag. En as ons op hom vertrou, maak hy ons net. Daarom wil ek vir jou sê, geliefde, ek wil jou aanmoedig. As jy dalk op 'n plek is waar jy voel, Jesus Here, maar vir my lewe so nie, ek is uitgeput, ek is uitgemergel. Jy dalk kom op 'n plek en sê, Here, ek het nie meer antwoorde nie. Ek weet nie. Weet nie hoe nie. Wil jy nie bietjie jou gedagtes draai en net na die Heilige Gees te draai en sê, Heilige Gees, lei my. Heilige Gees, verkoop my. Heilige Gees, help my. Gee my wysheid. Maak vir my hierdie ding oop wat vir my onsigbaar is, sodat ek die waarheid in dit kan sien. Here, hierdie probleem waarmee ek sukkel, maak dit vir my oop, dat ek die bron van die probleem kan sien. Hierdie siekte in my liggaam waarmee ek sukkel, wys my wat die bron van daardie probleem is, sodat dit herstel kan word in U naam. Dis die Heilige Gees wat ons aanbid. Dis die Gees van God wat met ons is. Hy wil ons aanhoudend vernuwe. Hy wil ons onder ons inkom en ons opneem, laat ons soos 'n arend daar hoog in die lug, dat ons kan sweef op sy asem, op sy teenwoordigheid, op sy woord, op sy krag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. Dankie dat U, Heilige Gees, in ons woon. En dat U ons lei, dat U ons help. Heilige Gees, en dat U ons nie alleen los nie, maar dat U elke dag met ons is. Here, U wat die Gees van waarheid is, U wat die Gees van lewe is, U wat die Gees van hoop is. Here, U wat die Gees is wat onder ons inkom en ons optel om hoogtes te bereik in U. Here, U wat ons elke dag vernuwe. Here, sodat ons voor U vars en nuut vol in krag kan staan. Ons wil U aanbid, Here. Ons wil U loof. Here, ons wil U eer, ons wil voor U kom vanoggend. Here, en ons wil onsself net aan U onderwerp. Dankie, Heilige Gees. Dankie dat ons kan weet dat U is die waarmaker Gees. Here, en soos wat Jesus gesê het voordat hy aan die kruis gesterf het, Here, en selfs voordat hy opgevaar het U onder ons kom woon, het U deel geword, het U vaardig geword in ons. Here, lewe U elke dag saam met ons. En ek wil U loof en ek wil U eer daarvoor. En dankie dat ons vanoggend, Here, uitdagings na U toe kan bring. Dankie dat ons vanoggend seer na U toe kan bring. Dankie dat ons vanoggend, Here, hartseer en kommer en onsekerheid na U toe kan bring. Here, maar dankie dat ons ook vanoggend vir U kan vra, Here, gee my wysheid. Gee my kennis. Here, gee my die verstand om in hierdie situasie die regte besluite te neem. Here, gee my die verstand om waar ek moet kennis weergee. Here, by my werk of in 'n eksamen of waar ek ook al is. Here, dat ek die kennis sal hê om dit wat nodig is na die beste van my vermoë te kan doen. Here, en om ook selfs in die toekoms te kan sien, sodat ons in die krag en die waarheid kan funksioneer. Dankie, Here. Dankie, Here. Dalk is iemand vanoggend in hierdie plek en ek wil vra, kom ons hou oor net so toe. Dalk is iemand wat vanoggend sê, Here, ek is moeg.
En ek het nie krag om aan te hou hardloop nie. Hierdie lewe en die stampe en die stote is my dalk net te veel en ek weet net nie meer vanoggend hoe en watter kant toe nie. Wil jy nie vanoggend ook nie jou hand opsteek, laat ons net saam jou bid. Laat ons jou saam jou toevou, vanoggend opdra aan die Here. Dankie, julle kan die hande laat sak. Staan nog iemand? Here, u sien hierdie hande. En ons kom na u toe. Here, ons wil onsself oopstel, Heilige Gees, dat u vanoggend u werk sal doen in ons. Here, u is nie net 'n iets of 'n dit nie. U is Heilige Gees, u is die lewende God in ons. Daarom wil ons aan u onderwerp en ons wil bid, Here, nie soos ons dink nie, maar soos u wil. Nie soos ons gedagtes is nie, maar u wil. En ons sê vir u dankie daarvoor. In Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Prys die Here. Ek wil vra dat die mensies wat gaan help met die nagmaaltafel, dat julle vir ons na vore sal kom asseblief. Terwyl almal plekke inneem, wil ek noem dat hierdie is nie die tafel van die Here, van die kerk nie, is die tafel van die Here. En as jy 'n wedergebore kind van die Here is jy so welkom om deel te hê vanoggend. En ek wil ook noem, ons deel die broodjies en ons deel die sap uit. En wanneer almal broodjies en sap het, dan gebruik ons saam die broodjies en ons gebruik saam die sap. En indien jy graag eerder van die beker wil gebruik maak, dan kan jy net die hande opsteek nadat ons die kalkies gebruik het, en dan sal Frankie onder en ons boeter daarbo, ek sien hom nie nou, Marcel daarbo, sal hy daar julle dan bedien met die beker. Nou geliefdes, dis so amazing dat Jesus het die belofte gegee voordat hy gekruisig is. En vanoggend, terwyl ons by hierdie tafel staan, is dit vir ons die waarborg van die Heilige Gees. En as ek sê dis die waarborg van die Heilige Gees, dis juis omdat hy deur sy liggaam wat vir ons gebreek is en sy bloed wat vir ons gevloei het, die Nuwe Testament ingewy het, waardeur God nie meer in tempels van mense wat geboue is soos hierdie gebou bly nie, maar dat hy deur sy Gees in ons as sy kinders bly. Dis juist deur die kruis wat dit ingewy is. En vanoggend as ons hierdie broodjie vat en dit breek, dan herinner dit ons juis aan dit wat Jesus gedoen het aan daardie kruis, toe hy vir ons die weg gebaan het en vir ons gesterf het, sodat ons ten volle versoen kan wees met die Vader, en dat die Vader deur sy Gees in ons kan woon. En net so, terwyl hy die beker geskink het, het hy gesê, dis die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle gegee word, en hy het vir ons die opdrag gegee, so dikwels as ons by mekaar is, moet ons in herinnering neem aan dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, en juis, dis vir ons goeie nuus, hierdie nagmaal is vir ons goeie nuus, van dit wat Jesus vir ons gedoen het, die feit dat ons vergewe is, maar ook die feit dat ons die kapasiteit het om die Heilige Gees in ons lewens te kan hê, dat hy ten volle in ons kan woon. Prys sy kosbare naam. There's no one above you. There's no one beside you. Greater than all things, God is you. No greater love that casts out all fear. No, nothing compares to you. I know the Savior. His name is Jesus. I have been saved by His precious blood. I am redeemed. I have been set free.
peace. The mighty one who lives in me. He's writing my story. Nothing can come between us. Even in the darkest of times, you're right by my side. I know the Savior. His name is Jesus. I have been saved by His precious blood. I am redeemed. I have been set free. I am made new. I am made whole. I'm washed by the blood. All I see is fear and worry knocking at my door. No, I don't have to fear anymore. 'Cause I know you're right here with me, wherever I go. When the days feel long and unclear, no matter what, I know you are so near. So I trust in you. Jesus, forever I'm free. I know the Savior. His name is Jesus. I have been saved by His precious blood. I am redeemed. I have been set free. I am made new. I am made whole. I'm washed by the blood. My hope is in the blood, the life to which I cling. When enemies surround, when I don't feel a thing, you're always with me. It speaks on my behalf when I can't even pray. It's never lost a fight. It dives into the fray. You're always with me. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no way to see, to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. So even in my guilt, you make me justified. I'll praise you from the depths. You're here time after time. You're always with me. For you so loved the world, you gave your only Son. Now this I know for sure, no matter what I've done, you're always for me. The power of your grace, love so. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons volgens hierdie broodjie in ons hand kan neem. En net besef hoe groot U is. Here, dankie vir U liggaam wat vir ons aan daardie kruis gebreek is. Here, sodat ons vandag U volheid in ons kan hê. Ons eer U in Jesus naam. Dankie, Here. Here, dankie vir U bloed wat vir ons gestort is. Nuwe Testament.
Here, wat ons mede erfgename maak. Here, en deur U Gees wat in ons woon, nie wat deur U Gees in ons woon, sodat U altyd by ons is. Dankie dat ons daardie kapasiteit kan hê in U, as gevolg van U werk aan die kruis. Dankie Here vir U bloed, wat vir ons gevloei het. Dankie Jesus. Dankie Jesus. As jy graag van die beker wil gebruik maak, kan julle net julle hande opsteek. En Frank sal julle kom bedien, hier aan die onderkant en Marcel daar aan die bokant. Staan nog iemand, het almal gekry, is almal bedien? Is daar nog iemand? Almal bedien, baie dankie. Dankie julle, kan julle se plekke neem. Musikante, voorsangers, julle kan na vore kom. Baie dankie. Prys die Here. Ons dien 'n amazing God. Amen. Ons gaan afsluit, die koffiehuis is nie oop nie. So nooi iemand vir koffie by die huis. En onthou kyk op die blaadjie vir die aktiwiteite van die week. Hier is 'n klomp goed wat by die kerk aan die gang is. Is net te veel om te noem. So maak